Hallo en welkom by hierdie week se episode van Blitz Fokus. Nou, in hierdie episode gaan ons gesels met 'n jong persoon wat nou eers hulle reis in die kreatiewe wêreld begin. Ons het selfs ook 'n pretvolle liedjie, 'n interessante boek en voor al dit gaan ek en Anne-Marie 'n bietjie gesels oor wat's net. Hallo en welkom terug by hierdie episode se gedeelte van Wat's Net. Saam met my soos altyd is Anne-Marie terug en ons is op die Blitz Fokus bank om vir julle lekker en pretvolle nuus te bring. Hoe gaan dit met jou vandag? En dit gaan goed, dankie. Ons is alweer amper in die middel van die week. Dankie tog. Ek weet nie, ek tel nou net die dae af tot Desember. Ek is 'n groot Kersfees-lover, so ek tel net die dae af tot Kersfees. Dis waar, Kersfees is amper hier. Om die draai. Om die draai. Om die draai. Soos dit letterlik, want dit is amper einde van die maand. So ek is baie opgewonde. Volgende week oor 'n maand. Ja. Wow. Ons by Kersfees. Wat is jy van plan om te doen vir Kersfees? Ek is in Thailand. Ja, ek gaan saam met my pa. My sussie het haar matriekeksamen klaar gemaak die week. So as 'n bederf het my pa gesê, gaan ons dan nou as 'n gesin Thailand toe gaan. So ons is 'n bietjie oor die see vir die feestyd. Dis lekker. Maar dit sneeu mos in Thailand Kersfees as ek reg onthou. Dis mos Nee, Thailand is tropies. O So ja. dit is net sonnige strande en eiland vibes en ek kan nie wag nie. O, dit gaan lekker wees. Ja, Wow. Ek het heeltemal vergeet van Kersfees. dis amper hier. Dis amper hier. Maar dit laat dink my nou, nee. Praat van Kersfees, praat van nou. Die reën is terug. Dankie tog. Dankie tog. Ek dink vir die boere en vir ons gemeenskap, vir almal wat boer, almal wat vee het, almal wat klein vee het, Maar plante het. is dit so, dis net lekker. En alles is so skoon, alles ruik so skoon, die lug is skoon. Ek love dit as dit reën. Dis my gunsteling. Ek dink net ons moet 'n PSA daar buite sit. Asseblief, as jy kan sien die rivier vloei sterk, draai om. Moenie deur hom ry nie. Ons het nou al, soos dis actually, ons maak nou lig daarvan en is PSA en wat ook al, maar die hoeveelheid mense wat al verdrink het met die swaar reën wat ons gehad het hierdie jaar, soos asseblief, as jy kan sien, jou kar, ek weet my gym nie, gaan dit nie maak deur 'n vloeiende rivier nie. So ek draai om. As jy weet, maybe julle met julle cruisers, ek weet nie, julle kan seker julle ding doen, maar asseblief, as jy kan sien die rivier vloei sterk, wees net versigtig. Ja nee, ek dink ek het eintlik nou die dag weer 'n storie gesien van iemand wat probeer 'n rivier deurry en gaan vassit. Gelukkig was hy okay geweest. Maar ja, die reën is terug. Wat dink jy? Dink jy ons gaan 'n nat Kersfees hê hierso? Dis altyd moeilik, want ek is bang as ek dit sê dan jinx ek dit. En dit is, ek weet nie. Ek hoop so. Ek love reënerige weer. Ek dink ek weet nie, ek is 'n sonkind. Ek hou daarvan om in die son te wees. Maar as dit so warm is soos wat dit nou die laaste tyd in Windhoek is, dan is ek tog so dankbaar as ons net 'n paar druppels reën kry, ja. So. Ja nee, ek stem beslis saam daarvan. Maar ek wil nog vir jou 'n bietjie iets vra nee, want jy moet tog 'n MTC nommer, né? Ek het ja. Ek het nou daar het onlangs 'n storie uitgekom van MTC wat oproep saammeldings doen, né, maar waar die persoon nie weet dat dit gedoen word nie. Maar omdat ek nou Telkom het, weet ek nou nie. Kyk nee, ek weet ook nie eintlik nie. Ek is nie heeltemal ingelig daarop nie, maar ek weet three-way calls kom nou al Dis al lank aan die gang. since forever. Dis al hoe ek en my ma en my sussie bymekaar uitkom. Is ons die een op die ander een se call en dis so. En ek meen enigiemand wat Mean Girls al gekyk het, weet three-way call dis hoe dit gaan. Ek weet nie, dis 'n iconic scene in Mean Girls, so ek hoop maar 'n paar mense verstaan my reference. Dit kan dalk bietjie oudtyds wees. Maar three-way calls is een van die oudste goed wat nog bestaan het. So ek kan nie ek dink ek moet dalk nog bietjie meer navorsing gaan doen op die topik, maar ek kan nie verstaan dat dit 'n issue sal wees nie, want dis nie 'n nuwe ding nie. Sien, ek het 'n bietjie ingelees daarin ons het die artikel uitgekom en alles en ek dink dis nie die three-way call wat issues nie. Dis kyk, van wat ek onthou, as jy iemand insit, dan maak hy altyd daai tiet gelyk, né? Ja, hy sit jou eers op hold en dan kom En die dan, ander persoon ja, by. nou, soos wat ek verstaan, van wat ek gelees het, doen hy dit nie meer nie, hy gaan net deur. So jy sal nie weet as iemand anders iemand opgesit het nie.
Ek dink dis waar dit inkom. Maar tog op jou skerm, as jy kyk vir jou skerm terwyl jy praat, wys dit nog steeds altyd almal wat op die call is. En as dit 'n nommer is wat jy nie het nie, dan wys daai persoon se selfoonnommer net, nie noodwendige naam nie. Dit is waar, maar op dieselfde tyd tog sit jy mos op die foon by jou oor. Ek dink ek is dalk bietjie modern want my foon is altyd op speaker. So ek praat nooit met my foon teen my oor nie. Ons is te besig, Francois. Ons is te besig. Kan nie 'n hele hand hê wat out of commission is terwyl jy op 'n foon oproep is nie. So my foon is altyd op speaker, maar ek kan verstaan dat dit 'n probleem kan wees. Ek dink natuurlik daar's baie goeie gebruike waarvoor 'n mens dit dalk kan hê, maar ek gaan nou nie in diepte daarin gaan nie. Maar ek kan verstaan dat dit 'n privaatheid, 'n skending van privaatheid is vir party mense. Ja, so ons moet maar 'n bietjie oog op hou, veral met ons jeug wat so baie op die selfoon is. Ja, ag kyk, daar is en dit is nou ongelukkig die realiteit daarvan en ek is glad nie 'n almond mom, soos wat hulle dit so fondly noem nie. Maar ons jeug het heeltemal te veel toegang tot tegnologie. Ja, nee, ek stem saam. Ek verstaan tegnologie, it's ever growing, it is the future. Dit is die realiteit daarvan. Maar ek het groot geword in 'n screen time huis. So ons het 'n sekere hoeveelheid screen time gehad. Ek was vir 'n jaar in die koshuis gewees en my pa het 'n toep afgelaai op hulle fone en op my foon sodat hulle my screen time kon beheer van hulle fone af. Wow. En ek dink net ek het 'n baie voller kinderdae gehad as gevolg van dit, want ek was nie so gegom aan my skerm soos wat baie van vandag se kinders is nie. En hierdie is net een voorbeeld van soveel gevaarlike goed wat kan gebeur. Want ook, ek weet dat as jy so 3-way call doen, dan het daai ander persoon outomaties jou nommer. Ja, dit so, ook. Dan raak dit gevaarlik. Ja, want jy weet nie wie jou nommer het nie, jy weet nie wie access het tot jou. Ja, dit is net nie okay nie. Wel, ons het met Tamagotchis groot geword, so daar was nie exactly screen time in die eerste plek nie. Ja. Nou, aangesê iets interessants op pad hierdie week, né? Iets waarvan jy betrokke is, as ek reg onthou. Ja, ons het laasweek so 'n bietjie gepraat oor geslagsgebaseerde geweld. Ja. Die G20 Summit wat in Suid-Afrika is en hele stories. Maar die Women Shutdown gebeur amptelik in Namibië ook. Ek dink dis baie belangrik dat man, vrou, kind, ou mens, ons moet almal deelneem daaraan, want dit is iets wat ons almal raak. Ons sien dit dalk nie noodwendig nie, maar soos wat ek laasweek gesê het, dis jou sussie, dis jou tannie, dis jou beste vriendin wat nie met jou praat daaroor nie. So hoe dit gaan werk is, vir die wat kan, moedig hulle vrouens aan om nie werk toe te gaan Vrydag nie, no paid or unpaid labor. Ek weet dis nie moontlik vir almal nie, vir my is dit byvoorbeeld nie moontlik nie. Ek gaan werk toe kom, ek gaan my normale werksdag aangaan. Ek gaan wel swart aantrek, want dit is wat hulle gevra het, is dat ons almal asseblief swart aantrek. En dan van 12:00 tot 11:15, plat lê op die grond, nie 'n woord sê nie, 15 minute in morning van die 15 vrouens, want dit is nou half wat die hele kampanje gestook het, is die 15 vrouens in Suid-Afrika. Vir wie daar nie geregtigheid was nie. En in Namibië is daar ook soveel, ek meen, weer eens die 3 meisies in Okanja, weer eens daar's nou oor die naweek weer 'n lijk in 'n rivier by Isakos gevind van 'n vrou. En ek dink dit is so belangrik dat ons moet begin opstaan vir wat reg is. So as jy 'n Blitsfokus se social media dophou, sal ons kyk of ons nie die link daar kan share nie. Daar gaan 'n storie in die Republikein wees met 'n QR-code wat jou vat na die petition toe. So as jy wil en as dit iets is wat jou so naby aan die hart lê, soos wat dit my aan die hart lê, sit jou naam op die petition. Ons moet geslagsgebaseerde geweld 'n nasionale krisis verkondig. Wow, ja nee, ek stem saam, dit klink wel soos iets groot en ek voel ons moet almal bywoon. Ja, ek meen jy het sissies. So ek het 2 ouer susters. Imagine dit was een van jou sissies. Ja, nee, ek kan beslis by staan hierso. Maar kom ons eindig hierdie nuus met 'n bietjie lekkerder, met 'n bietjie pret. It's my time to shine. It's my time to shine op Blitsfokus. Ja, ons van Dancing with the Stars. Okay. So vir julle wat julle duime vasgehou het en wat gehoop het, Andy is geëlimineer laasweek. Kyk François. Ek love vir Andy Richter. Of Richter, soos wat hulle hom in Amerika noem. Hy is skreeusnaaks. Hy's 'n late night TV host, hy het 'n late night talkshow, hy is skreeu snaaks. Maar so 'n paar jaar terug was daar 'n insident gewees met nog 'n ou oom komediant, Bobby Bones,
wat gewen het bo Milo Mannerheim. Nou Milo Mannerheim is 'n professionele danser, sanger, wat. Anyway, Bobby Bones gewen bo Milo. So, hierdie week is die semifinals. Ek hou duim vas, ek weet my favourites is nog steeds Alex en Robert, maar ons kyk hoe dit gaan, ons kyk wat gebeur, maar dit is die update wat ek het die week. Nou, wel, ons sal beslis met oog uithou daarso. Wel, Anne, dankie dat jy gekom het. Dankie dat jy vir ons so 'n amazing update vir Dance with the Stars. Ons kyk maar wat gebeur volgende week. Ons hoop ons het 'n update vir volgende week. Ons sal definitief Ons sal definitief hier by jou. Wel, kykers moet nêrens gaan nie, want hierna het ons 'n onderhoud met 'n jong amper sê ek aktris, met 'n jong kreatief wat nog haar pad begin. Hallo en welkom. Soos julle voorheen gehoor het, is ons hier met Raisa Herman. Sy is 'n jong kreatief. Sy maak haar eie musiek, sy maak haar eie, ek glo jy het al geact ook in 'n show? Nie regtig in 'n soos in 'n TV show. Nee, ek dink dit was meer soos net 'n play. Ja. Dan sal ek sê ja. Ja. Nou, vertel ons 'n bietjie meer daarvan. Wat is hierdie play? Kan ons dit iewers gaan kry? Nee, nie regtig jammer. Ek het al in 'n produksie deelgeneem. Dit was ek dink so 3 jaar terug. Ek was omtrent 16, ek was graad 10. So by my skool, ek was by Windhoek Gimnasium. So by my skool het ons hierdie dinkie recreate. Baie van die tyd wat gebeur is, okay, as ons nou deelneem in recreate, dan kom mense soos verskillende kunstenaars van Suid-Afrika en hulle kom basies, they adjudicate us, is wat hulle vir ons sê. Hulle judge vir ons, hulle adjudicate vir ons. So is net terugvoer wat hulle vir ons gee. Ek het dit 1 jaar gedoen. Toe kry ek kryptonite. Dis ek dink omtrent 95 tot 100% kry jy. En toe sê hulle, okay, jy het kryptonite gekry, so kom join us in Suid-Afrika. So toe gaan ek en 'n vriend van my, die twee van ons was gekies om saam te gaan. Hy speel klavier, baie goed. Alan Tambrescu. Die twee van ons het Pretoria toe gegaan, toe neem ons deel in CripCon 2022. Ja, en dit was my eerste professionele produksie wat ek deelgeneem het. Ja, maar dis op YouTube, op Crew Create se YouTube channel, so jy kan met daar gaan kyk. Okay. Ja. Wel, dit klink nogals interessant, maar ek sou 'n bietjie nuuskierig. Vertel ons meer van wat 'n rol het jy gespeel in die produksie? Ek het nie eintlik 'n spesifieke rol gespeel nie. Dit was nie regtig soos 'n play nie. Dit was verskillende goed. Maar ek het nie 'n spesifieke rol nog gespeel nie, maar ek was een van die ons was dansers, sangers, akteurs daar en ek het basies maar net jou eie ding gedoen of wat hulle vir jou gesê het om te doen. Soos ons opening number was The Show Must Go On by Queen. So ons het dit gedoen en ek het ook ek was gelukkig genoeg om 'n solo te kry, 'n solo item te kry ook. Toe doen ek die song When He Sees Me by Waitress the Musical, from Waitress the Musical. So ek het dit gedoen. Ja, en dis 'n paar ander goed wat ek deelgeneem het, maar dit was nie spesifiek ek het 'n karakter gespeel nie. Okay. Nou ek is 'n bietjie geïnteresseerd want jy sê jy het musiek gedoen en alles en jy het 'n solo gekry. Beteken dit jy self maak musiek dan? Ja, ek maak musiek meestal vir myself. Ek het nog nie musiek uitgesit nie. Ek het miskien net my musiek vir my ma gespeel of 'n paar van my vriende. Ek speel ook gitaar, ek doen klavier, maar ek fokus meer op ek hou meer van my gitaar. My gitaar is die tweede liefde van my lewe. Ja, die eerste is die Here. Dankie Here. En die tweede is nou my gitaar en ek is nou dat ek het eintlik onlangs begin gitaar leer, maar ek het dit vinnig uitgefigure hier en daar. So nou geniet ek dit om nuwe songs te skryf, maar ek skryf maar net vir myself in my kamer. So ja. Nou, ek het enige planne om jou musiek uit te deel?
dit sal baie lekker wees om dit te doen, maar ek weet glad nie hoe om dit te doen nie. Ek ken nie van sound production, sound engineering nie. Ek ken regtig nie van dit. Ek meen, niks keer jy van om net dit op socials te sit vir eers nie. Dit is maar die ding is dat ek het nie altyd verstaan hoekom sê kunstenaars. Ek het al gesien kunstenaars sê it's so vulnerable putting your art out. Dis want is 'n deel van jou wat jy met ander mense deel, van dis jou gevoelens op papier. En jy wil hê mense moet na jou musiek luister, maar ook dit voel baie weird om iets so persoonlik met 'n klomp mense te deel. En dis hoe ek ook op die oomblik 'n bietjie voel, want dis basies alles wat in my kop aangaan. Van ek is 'n tiener meisie, so ek moet weet dat baie wat hier aangaan. Soms voel dit my kop raas 'n bietjie. Soms van die mense rondom my maak my mal en die wêreld rondom my maak my mal. So dis alles wat hierbo aangaan. Dis wat ek op papier sit en ja. Ja. Nou, vertel ons 'n bietjie van jou geskiedenis. Jy sê jy het nou eers onlangs begin gitaar leer. Nou was jy altyd geïnteresseerd in musiek? Ja, basies altyd. Ek kan nie spesifieke oomblik pinpoint nie, maar die liefde vir musiek was altyd daar. Ek wou altyd sing. Ek het altyd vir my ouers gesê vandat ek klein was, ek gaan 'n sanger word. Ek wil 'n sanger word. Ek wil hê dit moet my loopbaan wees. Ek wil geld maak met sing, ja, in musiek. En hulle het altyd vir my geondersteun en my familie ook. Ek dink ek kry nou 'n bietjie teenkanting van mense. Nou eers. Miskien is my drome te groot vir sekere mense, veral hier in Namibië. Maar ja, ek het maar die liefde vir musiek was maar altyd daar. Okay. Nou, vertel ons 'n bietjie van wat is jou planne vir die toekoms? Wat is jou drome wat jy sê is te groot vir sekere mense? Ek kon nooit regtig, in die begin kon ek nooit regtig dink aan, okay, wat 'n spesifieke droom het ek vir my lewe nie. Ek wou maar net sing, want ek hou van sing en ek wil net iewers wees waar ek kan sing. Maar ek dink toe ek 15 was, toe ontdek ek musical theater. En ek het maar altyd groot geword met Disney Channel movies en als dit en musicals, so ek altyd van dit gehou. So ek dink dis hoekom miskien waar ook my liefde vir musiek ontwikkel het. Maar toe ek besef het ek hou van musical theater en ek hou van dit sing, ek hou van daai genre van musiek. Toe werk ek aan dit met my vocal coach daai tyd. Toe werk ek aan dit. So dis basies wat ek nou geïnteresseerd in is. So dis hoekom volgende jaar gaan ek Waterfront Theatre School toe. Hulle het my gelukkig aanvaar, jammer. Hulle het my gelukkig aanvaar en so gaan na volgende jaar studeer. Ek het gelukkig ook blyplek gekry op die kampus. So gaan die full student life experience kry. So dis basies my planne vir volgende jaar en ek wil regtig as ek na die Tonys toe kan gaan. As ek so ver kan gaan om by die Tonys uit te kom, sal ek baie gelukkig wees. Maar daar sekere drome wat ek dink ek het ander planne, miskien om terug te kom en iets hier te kom doen, maar ek hou dit maar vir myself vir nou tot dit realiseer. Nou, jy sê jy wil graag by die Tonys uitkom. Nou, hoekom verduidelik jy nie vir ons 'n bietjie wat is die Tonys en wat vat dit om daar te kom? So die Tonys is meestal 'n award show, soos die Oscars of die Grammys, maar is meestal vir basies plays, vir Broadway, musical theater is vir dit basies. En ek dink jy moet baie goed wees om miskien 'n ou Tony te kry, en jy moet baie hard werk, want veral as jy Amerika toe gaan en Broadway, ons weet is mos in New York. Daar is ook mos Broadway Street waar hulle ook allerlei plays en shows het. So ek dink jy moet baie bekend wees en baie hard werk om daar uit te kom. So dis is nie maklikie. Maar is altyd so nice as ek na die video's kyk op YouTube en ek kyk na 'n paar van die clips. Dis regtig my droom om dit te doen en om so te sing vir mense en om myself te geniet op die stage. Nou het ons hier nou dat jy Broadway opbring. Uit al die musicals wat daar is, watter ene sou jy die meeste wou perform op 'n Broadway stage?
Kom ek dink, want daar's 'n paar. Miskien ken ek nie regtig. Ek dink ek ken nie so baie 'n Broadway plays nie, maar ek dink miskien ek hou baie van Mean Girls the Musical en van hy soundtrack. So ek wil so graag daarin deelneem, maar ek hou ook baie graag van Heathers the Musical. Maar dit is so inappropriate. Die grappe wat hulle vertel is as 'n bietjie rou vir my, maar dit sal baie lekker wees om miskien Heathers the Musical te doen, want dit lyk so pret. Ja. Ek sal eerlik met jou wees, ek het verwag jy gaan vir Greatest Showman opsit. Nee, eintlik. Nee. Ja, ek verstaan, maar nie eintlik nie. Ek kyk maar na ander musicals. Ander musicals. Ja. Nou, wie sou jy sê is jou inspirasie dan? Ek sou nie sê ek het 'n spesifieke inspirasie nie, van ek is oral, my kop werk anderster. Soms werk my kop. So, ek is regtig oral, ek hou van alles. Ek kyk na alles, maar so ek kan nie regtig spesifiek sê wat is wie of wat is my inspirasie nie, van ek luister ook na verskillende musiek en als. Maar ek dink ek sal nie nou kan sê regtig wie op Broadway nou is my inspirasie nie. Maar ja. Ek moet sê, dis nog 'n interessante antwoord in terme van wat ons al in die verlede gehad het. Nou, kom ons sluit hierdie onderhoud af 'n bietjie met 'n vraag wat ek vir almal vra. Watse raad sou jy gee vir ons kykers wat in jou selfde stappe wil gaan? Die raad wat ek sou gee is laat niemand jou drome afskiet nie. Want baie mense het al vir my gesê, baie mense wat vir my gevra het, nou wat wil jy doen? En dan sê ek mos nou, wat wil ek doen? Ek wil performing arts gaan swat en ek wil op die stage wees, van dit voel vir my dis my roeping. Van mense sal nie verstaan hoe lief ek is vir musiekie, en dis hoekom mense nie regtig met kunstenaars klik nie, want daar's net iets anderster oor hulle breine werk ook anderster, hulle sien die wêreld anderster. So ek sou net sê, moenie dat mense jou drome afskiet nie, want daar gaan baie mense wees wat teenkantig sal wees teenoor jou droom, wat jy gaan baie pushback kry. Maar as dit jou droom is en jy wil dit regtig laat maak werk, dan sal jy jy sal werk vir dit. So ek sou sê regtig net, follow your dreams. Don't let anybody tell you what to do, because it's your dream. Ja. Wel, baie dankie vir daai pragtige antwoord, sal ek sê, en baie dankie dat jy opgekom het. Baie dankie dat ek kon hier kom. Dit was my eerste onderhoud, maar ek is baie bly oor dit. Wel, nou is jy reg vir jou volgende, vir as jy dan lekker famous raak. Hopelik, ja. Wel, weer eens baie dankie dat jy gekom het. Dankie vir die geleentheid. En kykers, moet nêrens gaan nie, want hierna het ons nog wat kom. Welkom by Nuut op die Rak, 'n plek waar ink en denke saamvloei en elke boek 'n geheime wêreld oopsluit. Sit terug met jou koppie tee of donker koffie en laat die stilte van die bladsye jou omvou. En kom ons delf dieper in die betekenis agter vandag se verhaal. Déjà Vu deur Jeanette Paul. Nou, Déjà Vu volg die storie van Frida Malherbe, 'n vrou wat na 'n traumatiese gebeurtenis op haar dorpie wegvlug en 'n nuwe lewe probeer bou. Sy dra egter diep wonde en geheime wat sy self nie heeltemal verstaan nie. Wanneer Frida begin ervaar dat sekere situasies en ontmoetings vir haar vreemd bekend voel, soos déjà vu, word sy gedwing om haar verlede te konfronteer. Naarmate sy die raaisels rondom haar kinderjare, familie en 'n reeks duister gebeure begin ontrafel, ontdek sy dat haar herinneringe nie betroubaar is nie. Nou, die mense in haar lewe het meer weet as wat hulle erken en 'n gevaarlike waarheid begin stadig na die oppervlak kom.
Chantel Paul weef spanning, sielkundige intrige en familiegeheime saam in 'n verhaal waar identiteit, trauma en oorlewings bots. Frida moet uiteindelik besluit of sy haar verlede gaan ontvlug of dit in die oë gaan kyk om uiteindelik vry te word. En so sluit ons nog 'n hoofstuk by Nuut op die rak. Mag die woorde wat jy vandag gehoor het, bly spook in jou gedagtes, soos die laaste lig wat oor 'n biblioteektafel val. Tot volgende keer. Bly lees, bly vra en bly dwaal tussen die bladsye van die onbekend. Welkom by Voor in die Koor, 'n plek waar die skaduwees van klank en die diep geheime van musiek ontbloot word. Hier duik ons in die gevoel en betekenis agter musikante en hulle liedere, terwyl die tyd stadig verbyglip en elke noot sy verhaal fluister. Hallo my maatjie, deur Kurt Terren, is 'n vrolike, hartlike lied wat die ligtigheid en opregtigheid van vriendskap vier. Met sy energieke melodie en eenvoudige groet skep dit 'n gevoel van warmte, saamhorigheid en die kinderlike vreugde van om iemand te hê wat jou dag sommer net ligter maak. Die lied roep die spontane, speelse kant van menswees op, daardie gevoel van glimlag, nog voordat jy besef hoekom, bloot omdat jy aan iemand dink wat vir jou belangrik is. Op 'n dieper vlak herinner die lied ons aan die waarde van menslike verbinding en hoe klein gebare soos 'n eenvoudige hallo 'n groot emosionele impak kan hê. Dit weerspieël die tipe vriendskap wat ons onvoorwaardelik, eerlik en ongekompliseerd is. Iets waarna volwassenes dikwels terugverlang en waarin kinders hulself dadelik herken. Hallo my maatjie, vier dis nie net 'n groet nie, maar die betekenisvolle rol van ware vriendskap in ons emosionele welstand. Dankie dat jy saam met ons deur die skaduwees van klank en betekenis gereis het. Neem hierdie stilte en laat die notas nog naby jou hart verklink. En kom terug volgende week om die geheime van 'n nuwe kunstenaar en hulle musiek te ontbloot. Kykers, ongelukkig is dit altyd wat ons het vir hierdie week se episode, maar moenie worry nie, ons is elke week terug met 'n nuwe episode en julle kan altyd vir ons kan kry op 102 as julle die volledige episode gemis het. Tot volgende keer, totsiens.